Vriende, goeiemôre en baie welkom op hierdie baie spesiale Vrydag. Vir die van julle wat besoekers ook is, baie welkom hier so by ons. Julle is welkom om saam met ons die nagmaal te geniet later aan in die diens. Ons wil ook vir ons kykers wat virtueel by ons inskakel sê, baie welkom. En ek wil sommer nou al vir jou sê, as jy kan, kry vir jou 'n broodjie of druiwesappie, wyn gereed, dan kan jy daar ook in jou woonplek, kan jy saam met ons deel in die nagmaal, wanneer ons dit later gaan doen. Ek gaan vra sanggroep, julle kan so lank sommer net reg maak, dan kan ons die erediens gaan vloei. Daar's nie 'n preek nie, maar daar's 'n storielyn en ek wil vir jou vanoggend uitnooi. Die Here het ons gemaak met sintuie. Ons almal ken die kruisstorie. Ek dink nie een is nie bewus van wat daar gebeur het nie. Maar ek wil graag dat ons vanoggend so bietjie meer ingetrek word in die kruisverhaal en in terme van klanke. Die klanke wat daardie Vrydagoggend, Donderdag aand, Vrydagoggend, Vrydagmiddag was. Want dit help dat dit vir ons ook meer tasbaar is. So ek wil jou regtig uitnooi om deel te word van hierdie kruisverhaal, om te luister na die klanke, om te luister na die momente wat ons uithaal uit hierdie kruisverhaal uit. Kom so aan die begin, dan doen ek vir ons 'n gebed. Here, ons kom hier vanoggend op hierdie besonderse Vrydag en ons het eintlik nie woorde nie. Ons sal nooit begryp hoe groot u liefde was en is nie. Ons is eintlik net hier vanoggend met 'n groot stuk dankbaarheid. Heilige Gees, help vir ons en lei vir ons dat ons deel word van hierdie kruistog, ook van Jesus Christus. Amen. Die klanke en stemme wat die lig van daardie Vrydag gevul het, vertel die storie van verraad en van spot en van verlatenheid, maar tog bo dit alles weer klink die sterk stem van liefde. We
As daar van die kleintjies is wat ons het inkleerkruite nou nog bygekry met 'n inkleerprentjie daar by die ingang, by die hoofdeur. As julle wil kry, is julle baie welkom, kry gou-gou vir julle. As julle 'n inkleerprentjie wil hê. Mamas, julle kan vir hulle help ook, asseblief. Kom ons kry dit gou-gou reg. Dis so wonderlik dat ons kinders hierso is en ek wil tog die mamas en die papas aanmoedig om hierdie verhaal, hierdie kruisverhaal van Jesus met hulle mooi deur te praat oor hoe groot die prys van liefde is. Ek weet, dit is eintlik 'n verhaal met 'n ouderdomsbeperking want dit is bloedig, dit is hartseer, maar dit is nodig dat ons dit met ons kinders deurpraat en dat ons kinders iets besef van hoe lief die Here vir ons het. Terwyl hulle regmaak, vriende, een van die stemme wat deur die aandlig geklief het, so terloops, 'n tyd gewys is vandag, die Vrydag, presies dieselfde dag en datum wat Jesus gekruisig is. Jy weet ons nou elke jaar skuif die Vrydag soos wat die maan se stondes is. So vandag is presies dieselfde dag, dieselfde Vrydag waarop Jesus gekruisig is. En dit maak dit laat ons so ingetrek word. Dit is nie sommer net 'n storie ergens wat gebeur het nie. Dit was 'n dag soos vandag. Die noordelike halfrond, hulle gaan nou staan aan die einde van hulle winter toe. So as jy net dink in terme van weer, was dit koel geweest, was dit koud geweest. Hierso nog aan die sterkant van die winter. En daarom so in die binnehof van die hoëpriesters het van die mense, van die diensmeisies en van die soldate daar, van die hoëpriesters se diensknegte, het hulle vir hulle 'n vuurtjie aan mekaar geslaan. En so terwyl hulle rondom hierdie vuurtjie staan en hulle hande lekker warm maak, skuif daar iemand tussen hulle in. Terwyl hierdie vuurtjie knetter, skuif Petrus tussen hulle in. Toe 'n sekere diensmeisie Petrus daar in die lig van die vuur sien, het sy na hom gekyk en gesê, hy was ook saam met hom, maar hy het dit ontken. Ek ken hom nie, vrou. 'n Rukkie later het iemand anders hom opgemerk en gesê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. Na ongeveer 'n uur het iemand anders daarop aangedring en gesê, so waar, ook hy was saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Klief dit deur die aandlig, ek ken hom nie. Ek weet nie waarvan jy praat. Dadelik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. Die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk. Petrus het die woorde van die Here onthou, dat hy vir hom gesê het, voordat die haan vandag gaan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het na buite gegaan en bitterlik geween.
Hoeveel maal bekruip die koue my hart, ontken ek u liefde. Dankie dat u altyd omdraai, met u liefdevolle oë deur die koue fronte van my lewe breek. Dankie, Here. Die geklingel van geld. Die priesterhoofde betaal Judas met 30 stukke silwer. So anders as Jesus, wat ons nie met silwer betaal nie, maar met sy kosbare bloed aan die kruis. Judas, aan die ander kant, verkoop sy meester vir 30 stukke silwer. Sou hy later besef dat hierdie stukke silwer nie die koopkrag het vir 'n nuwe lewe nie, dat die ware lewe juis Christus is, dat Jesus juis nie uitverkoop nie, maar ons loskoop uit slawerny. Een van die klanke van hierdie Vrydag is die klank van klinkelende water, rinkelende waterdruppels. Pilatus staan met hierdie Jood voor hom en hy weet eintlik nie wat om met hom te doen nie. Hy weet nie hoe om Jesus te hanteer nie. Eintlik wil Pilatus sê, dit is nie my saak nie. Julle het gesê hy het julle God gelaster. Julle moet self oor hom oordeel. En daarom laat kom hy 'n waskottel om sy hande te was. Pilatus, hoe naby is jy aan die een wat nie net hande reinig nie, maar harte? Skoon gewas deur sy bloed, noem God my ook nou sy kind. Geen hande was in onskuld kan my reinig nie, net U, die koning van die konings, wat neergebuig het om voete te was. Net U, gekruisigde van Golgotha, net U alleen.
Daar's baie stemme wat opklink op hierdie besondere Vrydag. Bloeddorstig roep hulle uit, kruisig hom, kruisig hom. Stemme van spot. Die volk, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom gespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, toe, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Tussen die gespot en die geuitjouery, besef die man langs Jesus, dat hy sy hele lewe gemors het, al sy asem gemors het, op eie genot en belang, ten koste van ander. Met sy laaste asemteug, vra hy, Jesus, dink aan my. En met sy laaste asemteug, ontvang hy asem, lewe wat nooit weer sal ophou nie. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Bo die gespot, die stem van liefde. Die spot, haat en vernedering het nie die hardste stem nie. Bo die geraas van stemme klink die prewel pleitgebed. Vader, vergeef hulle. Stemme van haat en wraak het nie die laaste sê nie. Die stem van liefde, prevelend, sag, pleitend en tog hoorbaar oor die heelal verklaar. Dit is volbring. Die kruis, die doringkroon, verlate en tog pleit U vir ons. U het U volhard tot die einde, uiterste stem van liefde. Die kruisklanke gaan steeds voort, dit het nie opgehou nie. Deur die nagmaal hoor ons dit weer.
Die nagmaal herinner ons aan die koringkorrel wat moes sterf, sodat daar 'n oes ingebring kan word. Jy en ek. Die nagmaal herinner ons aan druiwe wat gepars is, sodat daar wyn gemaak kan word. Die brood en wyn se stem herinner ons, jy is vergewe. Vandag is ek hier by jou. Die volle skuld is betaal. My liewe vriend, dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Terwyl die tafel vir ons, julle vir ons die doek kom afhaal, ons regmaak vir die nagmaal, sing ons hierdie saam. Die bloed
die klank van Goeie Vrydag weer klink deur die eeue tot vanoggend. En wanneer ons die brood breek, dan dink ons daaraan dat hy sy liggaam gegee het tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Hy koop ons vry, nie met silwerstukke nie. Hy koop ons vry met sy bloed. Daarom, as jy vanoggend die wyn ruik, proe, dan is dit die klank van Goeie Vrydag wat sê, dis ook vir jou, vrygekoop deur sy bloed. Bokant die kruis het Pilatus 'n bordjie laat opsit, koning van die Jode. Die Jode was baie ongelukkig daaroor, kwaad daaroor gewees, oor hierdie bordjie wat bokant Jesus opgeslaan is. Hulle is reg, hy is nie die koning van die Jode nie. Hy is die koning van die heelal. Koning van die heelal wat homself oorgee om vir jou en vir my te sterf. Dankie vir ons kerkraad en lidmate wat vir ons help bedien het. Ons waardeer dit verskriklik. Ons sal sommer so by voorbaat vir julle uitnooi. Ons sien uit na Sondagoggend, want ons hak nie vas by Vrydag nie. Vrydag gebeur, die Vrydag van die lewe gebeur, maar onthou Sondag kom. Die opstanding van die Here Jesus is daar. So ons sien met groot verlange daarna uit om mekaar Sondagoggend te ontvang met die Here wat opgestaan het. So, met hierdie lied wil ons sê, Here, U is nie die koning van die Jode nie, U is die koning van die heelal. U is ook die koning van my hart. Kom ons staan en dan sing ons dit. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemyn, U lof besin verhewe, U het my bevry.
vriende, die seën wat ons vir mekaar gee van die Here af is nog kruisklanke. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het, die liefde van God die Vader, wat sy seun vir ons gegee het, en die kragtige werk van die Heilige Gees, wat hierdie binne in ons harte waar maak, mag dit by ons elkeen wees en bly. Amen.